Goeiemôre geliefdes, welkom by ons. Dis Sondag die 19de Oktober en wat 'n voorreg om saam met jou te kan kuier op hierdie lieflike oggend. Dis reënerig in Pretoria en koelerig en reënerig. Dis so lekker, die seisoen is besig om somer te word en wat 'n voorreg om saam met jou te kuier in hierdie lieflike oggend in Pretoria. Wat 'n voorreg. Die Here is so goed vir ons. Sien jy, ervaar jy die Here in dit wat om jou gebeur? Is jy besig om in te druk in dit wat die Here besig is om aan ons te openbaar in hierdie tyd? Ek sien Jacques is al op. Hallo Jacques, welkom by ons in hierdie oggend. En wat 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en ek het vanoggend 'n woord, roep die hemel af. Die titel, roep die hemel af. En dis vir my 'n baie belangrike woord. Dis vir my 'n belangrike woord. Hierdie is 'n woord wat belangrik is vir jou en vir my in hierdie tyd. En ek wil jou aanmoedig om saam met ons te luister tot die einde. Ons gaan nagmaal gebruik aan die einde, so indien jy nog nie nagmaal elemente het nie, hardloop gaan kry. Nagmaal elemente, dankie liefie, my nagmaal elemente staan hier langs my, is my voorberei. En ons sal nagmaal gebruik so naby aan die einde van hierdie woord. Maar goeiemôre aan almal. Dis 'n voorreg om saam met julle te kuier en ek sien uit na hierdie woord. Ek sien uit na dit wat Heilige Gees gaan doen in en om ons en deur ons in hierdie uur, in hierdie tyd. En ek vertrou dat jy opgewonde is en ek bid en in voorbereiding vir vanoggend se diens het ek gebid in harte vir voorbereiding van harte, vir voorbereiding van gees in die geesdimensie van voorbereiding om te kan staan in die woord. Heilige Gees om te kan besig wees binne in elke ene en dis my begeerte vir hierdie oggend se woord. Maar voor ons verder gesels, kom ons bid. Kom ons klim in en ek sien die Meyers het ook opgeklim. Goeiemôre aan die Meyers, welkom. En voordat ons begin met die woord, kom ons druk in by die Here. Kom ons lê net ons harte neer. Ons lê onsself neer, ons lê ons gedagtes neer. Ons lê ons hartes neer in verootmoediging voor die lewende God vir jou en vir my in hierdie oggend. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om net te kan stil word in u teenwoordigheid. Here, hoeveel keer het ons net nodig om in u teenwoordigheid te kom sit en net stil te wees? Nie 'n shoppinglys te bring nie, Here, maar net in u teenwoordigheid te wees, te ervaar. Heilige Gees, te ervaar die inwonende Godheid, die geeskonneksie met die lewende God. Maar Here, vanoggend het ons 'n woord rondom roep die hemel af. Here, ek kom gee elke gedagte, elke idee, elke menslike gedagte wat ek het rondom hierdie woord, kom gee ek in by U, Here. Heilige Gees, dankie vir hierdie woord. Maar Heilige Gees, wees my genadig, kom help my. Kom dring hierdie woord op elke hart. Here, ons roep harte wat ontvanklik is. Harte wat attent sal wees op dit wat U besig is om te doen in, om en deur ons. Dit wat U besig is om te doen in ons eie self, in ons gees, maar in ons natuurlike menswees, maar om ons, in ons gesin, in ons omgewing, in ons land. Here, dit wat U doen in die wêreld, dit wat U doen in Israel. So kom ons en ons kom eer U vir dit wat hierdie week gebeur het in Israel. Vir gevangenes wat vrygelaat is. Vir dit wat in die geesdimensie ontketen het, Here. Here, help ons dat ons die erns daaraan nie net sal bedink met ons menslike verstand nie, maar Here, dat ons dit sal weet, sal ervaar, sal voel, sal beleef, sal meeleef in ons geesdimensie. Gees, Heilige Gees, ons helper. Ons het U so nodig in hierdie tyd.
Dankie Here. Dankie vir die woord. Dankie vir die woord wat ons vrymaak. Dankie vir 'n woord wat ons profeties voorberei het vir 'n dag soos hierdie. Vir 'n woord vir 'n woord. Here, help ons. Help ons. Help ons, Here. Help ons, Here. In hierdie oggend, Here, kom dring ons in die Gees. Here, dat ons die tekens sal sien wat U aan ons openbaar rondom ons. Dat ons die tekens sal sien. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie vir die oggend. Dankie vir die tyd saam. Dankie vir voorbereide harte. Dankie vir Heilige Gees. Voorbereiding in hierdie uur. Maar Here, so wil ek kom en ek wil kom bid vir die offerande. Here, dankie vir U bonatuurlike in elke persoon se hart. Dankie vir die uitkoms in elke gesin. Dankie vir wie U is. Jehovah Jireh, die God met vee op 1000 jebels. En Here, vir elke een wat in hierdie uur brood nodig het, kom bid ons dit in kosbare naam van Jesus Christus. Here, dat U van die vee, van die beeste op 1000 jebels sal slag. Geef U die eer, U bonatuurlike voorsiening. U inkom, U deurdruk. Here, maak ons tentatief in ons gees, dat ons sal sien, sal ervaar en sal weet wat ons moet doen. Hoe ons dit moet doen. Dat ons sal terugleun op Heilige Gees om ons te leer wat ons nie weet nie. Dankie Here, maar ek wil kom, Here, en ek wil die offerande kom seën. Elke persoon wat die Geesteswette nakom, wy U dring om hulle tiende na die skathuis te bring. Liefdesoffers, geloofsoffers, eerste vrugoffers. Aan U kom al die eer toe. Dankie Here vir 'n offer wat sê because you believe. Dankie Here. Gee U die eer. Ek seën elke persoon onder die klank van my stem. Heilige Gees in jou. Wees ontvanklik. Ek bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Dis 'n voorreg om saam met jou te kan kuier in hierdie oggend. Ek sien Jacques sê hy het so 'n bietjie ligprobleme of koneksieprobleme. Ons hoop dit word gou uitgestryk. Ek sien ons het 'n besoeker uit Pakistan uit, Punjab uit. Good morning, goeiemôre. Ek weet jy gaan nou nie Afrikaans verstaan nie, maar 6 o'clock tonight we have our English service and you will most probably understand what we say then. Hallo Louis, en ek weet nie of Tanya saam jou kuier nie, welkom by ons. In hierdie oggend het ek 'n woord wat ek glo en vertrou in my gees 'n ernstige woord is. 'n Woord wat ek glo en vertrou 'n ernstige woord is. 'n Woord vir jou en vir my om op te gaan mediteer en rondom te gaan bid in hierdie week. En ek wil jou aanmoedig om die skrifte neer te pen, die skrifte neer te skryf en rondom dit te gaan bid. 'n Woord rondom roep die hemel af. Roep die hemel af. En ek gaan jou herinner dat ons nagmaal gaan gebruik aan die einde. So kry asseblief. Ek sien Louis sê hy is besig om te ry. Sterkte Louis, mooi ry. Fokus. Ons stuur die engele uit, ons gee hulle bevel aangaande jou op die pad. Maar ek wil jou vra net om ons gaan nagmaal gebruik aan die einde. As jy nog nie nagmaal elemente het nie, berei nagmaal elemente voor. Bietjie sap, stukkie brood. Ek het al nagmaal gebruik met water, met koffie, met tee, met coke, met koeldrank, met sap, met noem dit. As die nood druk en jy moet nagmaal gebruik ons die elemente wat naby is. Al wat ons doen is ons bid oor dit en ons seën dit vir die sakrament van die heilige nagmaal. Maar as inleiding en volgens 'n woord wil ek met jou gesels oor iets persoonlik. Met jou iets persoonlik deel. Persoonlike 'n nag. In hierdie week was daar 'n nag. Nie 'n nag met onrus nie, maar met vrede. 'n Nag met diep vrede. Wakker geword in die middel van die nag.
met vrede, maar tog 'n dringendheid. Sterk dringendheid in my gees, roep die hemel af. Ek kon nie lê nie, ek kon nie wag nie, ek moes eenvoudig net opstaan, moes kom aanbid en bid. Jy weet, soms praat God nie met woorde nie, maar met gewig. Dit was 'n swaar gewig, die gewig van sy teenwoordigheid. Dis in daardie stille, maar seker wete, dat die hemel is oop. Die Gees roep sy kerk om wakker te word in hierdie tyd. En dit dring in my. En dis die basis wat ek gebruik het rondom hierdie woord, wat ek vandag met jou deel. Ons is in 'n tyd, die wêreld waarin ons beweeg is in 'n tyd, ons is in 'n tyd, waar dinge in die natuurlike gebeur, wat 'n geestelike reaksie vereis. Het jy gehoor wat ek sê? Dinge in die natuurlike gebeur, wat 'n geestelike reaksie van jou en van my vereis. En dis juist hierdie roep, wat ek vanoggend met jou wil deel. God roep sy kerk. Hoor, profeties. God roep sy kerk om die hemel af te roep oor die aarde. Ek het skrif daarvoor ontvang in daardie uur, in daai oomblik in die nag. Die skrif is in Jesaja 64 vers 1 en 2. As hy maar die hemel wou oopskeur en afdaal, die berge sal bewe van u teenwoordigheid. Soos vuur struikgewas laat opvlam, soos water deur vuur tot kookpunt kom, so sal die nasies bewe vanweë u teenwoordigheid. Wanneer u naam bekend maak aan die teenstanders. Dit was vir my 'n baie ernstige woord. Was vir my in daardie oomblik asof die hemel oop is, maar nie stil nie. Asof ons in 'n seisoen is, want ons gaan deur geesseisoene, en asof ons bonatuurlik in 'n geesseisoen is waar die hemel oop is. Wanneer die Bybel praat van 'n oop hemel, ja, die Bybel praat van 'n oop hemel, sien ons altyd interaksie tussen God en die mens. Voorbeelde, ek het 'n paar voorbeelde, ek gaan net 2 noem, bloot vir tyd. In Genesis 28, oornag Jakob by Bethel. Sommer so langs die pad, trek 'n klip nader, lê met sy kop op 'n klip. Dit is altyd vir my 'n interessante een om te lees. Hy slaap met sy kop op 'n klip. Nou, ek weet, my kussing voel partymal soos 'n klip en hy sag. Maar vers 12 sê Jakob, dat hy droom, Jakob, droom toe van 'n leer wat van die hemel af die aarde verbind. En engele wat op en afklim. En God self staan bo aan die bopunt van die leer en verklaar, God self, die leer wat van die hemel tot die aarde strek, die oop hemel, met die engele wat op en af beweeg, maar God self wat in die oop hemel staan bo en sê, God wat sê, hy is die Here en God. Dit beteken, daar is beweging tussen die geestelike en die fisiese wêreld. Tweede voorbeeld, in Matteus 3 vers 16, toe Jesus gedoop is, het die hemele oopgegaan en hy die Gees van God sien neerdaal soos 'n duif. Jy sien, wanneer die hemel oopgaan, is daar openbaring, beweging, gesag. Nou die vraag is, wat doen ons wanneer die hemel oop is? Geliefdes, ek glo dit met my hele hart. Die hemel is oop in hierdie tyd. Die hemel is oop oor die kerk. Nou ek en jy is die kerk. Oor die kerk van Christus. Maar 'n oop hemel beteken niks as die kerk stil bly nie. Ons moet roep. Ons moet bid. Ons moet verklaar. Ons moet ontvang. Tydens hierdie oop hemel
is daar tydtekens, en ons leef tans met tydtekens van ons tyd, van dit wat gebeur in die wêreld, wat hierdie tydtekens vir ons aandui. Ons het onlangs 'n gebeure gesien wat groot geestelike impak het. Ek noem dit met eerbied, nie om sensasie te maak nie, maar om geestelike aandag te vestig op dit. Een so voorbeeld, die moord op Charlie Kirk. 'n Jong leier in die geloofs- en waardestryd. 'n Jong man stil gemaak, maar in die natuurlike was dit tragies. Maar in die geestelike het dit iets oopgebreek. 'n Vloedgolf, 'n skokgolf deur die liggaam van Christus. 'n Skokgolf wat vra, sal ons aanhou met stil bly? 'n Skokgolf wat 'n antwoord verwag op die vraag, gaan ons aanhou stil bly? En die gebeure in die wêreld roep die antwoord uit hard en duidelik, nee. Nee, 'n skree van nee. Ons gaan nie aanhou stil bly nie. Dis asof die bloed van die regverdige roep, soos Abel se bloed in Genesis 14. Dit roep nie vir wraak nie, maar vir getuienis en heiligheid. Die bloed roep vir getuienis en heiligheid. Jy sien, elke keer as Satan probeer om 'n stem stil te maak, roep die Here sy kerk om harder te praat. Hoeveel getuienisse het ons van mense in hierdie tyd, wat al weg teruggevind het na die kerk, na God die Vader, 'n weg tot aanvaarding van die kruis, die offer van Jesus Christus, as volkome weg tot geregtigheid vir hulle. Hoeveel mense het gesê, ons is Charlie, we are Charlie, en die Handelinge 1 vers 8 roep opgeneem, daai roep van Jesus tot ons harte, om die evangelie met iemand anders gedeel, as voortvloeisel na verwysing na die tragedie. Voorbeeld in die woord, Stefanus se dood. Stefanus se dood, soos aangeteken in Handelinge 6 so die laaste deel in 7. Die kerk laat groei het. Stefanus se dood, die kerk laat groei het. So gebruik God selfs tragedie om vuur te laat ontvlam. Stefanus beskryf 'n oop hemel, so terwyl hy gestenig word. Ons lees dit in Handelinge 7 vers 55 en 56. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Stefanus se dood was die lont wat 'n ontploffing na geloof tot gevolg gehad het in sy tyd. 'n ander voorbeeld is maandag, vroeër hierdie week, maandag, die vrylating van gijslaars, van die lewende gijslaars deur Hamas. Toe ek het maandag gesien het iets in die gees verander. Ek het iets in die gees gevoel beweeg. 'n videoklip, in die urelange videoklip van dit wat gebeur in Israel. 'n jong soldaat wat die ramshoring blaas. Daar waar die Irene van Jericho is. Toe die volk die beloofde land inwoon, die eerste volk wat God aan hulle gegee het, en God gesê, hierdie is my oorwinning in Jericho, en die mure in die grond ingedruk het. Daai besit neem van die beloofde land waar hulle vandag bly. Op daai mure, op daai Irines, en ons het die voorreg gehad om daar te loop, 'n paar jaar terug. Die ramshoring geblaas. Die vrylating is altyd 'n beeld van verlossing. Die wêreld sien politieke onderhandelinge, maar die kerk moet sien wat God wys. Skrif wat daaraan wil koppel is Jesaja 61 en vers 1. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur
om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis. Sien ons dit? Dis wat besig is om te gebeur rondom ons. Dis 'n profetiese teken van wat God in die geestelike wil doen. Besig is om te doen in hierdie seisoen van vrymaking. Mense losmaak vanuit vrees. Mense losmaak uit haat. Mense losmaak uit sonde. Mense losmaak uit sonde. Die Here sê, my bruid, ek stel jou vry van slawerny. Kom nader, ek maak jou gereed. Jy sien, dis getuienis vir jou en vir my. Daar's 'n getuienis van 'n jong man, een van die gijslaers wat gedwing was om sy eie graf te grawe tydens sy gevangenskap. Bedink dit. 2 jaar ondergrond in tonnels, jy sien nie die lig nie, en hulle dwing jou om jou eie graf te grawe onder die grond in so 'n tonnel. Jou eie graf. En maandag is hy lewendig herenig met sy familie. Verskeie gijslaers wat aangehou was ondergrond. Vir 2 jaar lank ondergrond gehou sonder dat hulle gesien het. So is daar mense in die wêreld wat gijslaar gehou word deur die vyand, sonder dat hulle lig sien in hulle lewens. Mense wat deur die vyand om ons gevange gehou word, wat nie die lig sien nie. Die bruid se roeping is 'n oop hemel. Ek en jy die bruid van Christus. Die bruid se roeping is 'n oop hemel. Wanneer daar sulke gebeurtenisse plaasvind, mag ons nie net toekyk nie. Die hemel is oop. En die kerk is die verbindingspunt. Matteus 16 en vers 19. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook op aarde mag bind, Jesus se woorde. En wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Is ek en jy besig? Is ek en jy besig? Want jy sien, hierdie sleutels beteken toegang. 'n Sleutel beteken toegang. Ons mag nie net die nuus kyk en sê, dis erg nie. Ons moet hierdie sleutels gebruik. Ons moet die sleutels gebruik in gebed. Die sleutels gebruik in aanbidding. Die sleutels gebruik in wat ons verklaar. Die sleutels gebruik in hoe ons met mense omgaan en praat. My en jou, ons roeping is om die hemel af te roep. Die hemel af te roep in die aarde in. Om die hemel af te roep in ons huise in ons stad in ons land in die nasies van die wêreld in. Nou Jesus se woorde het begin lokaal by jou, dan die dorpe, dan die land, dan die lande. Jy sien, jy moet die hemel afroep in jou huis in. Met die hemel oop oor jou huis, het jy die geestelike stand om te bid vir jou stad. Soveel mense kom uit godsdienstgees en hulle wil bid vir 'n saak, vir hierdie groot saak wat nou aan die kaak gehang is, wat aangestel is, hierdie ding wat ons gaan voorbid, maar in hulle eie huis is daar nog nie 'n oop hemel opgewid nie. Jesus Christus het gesê, begin by jou eie huis. Met die hemel oop oor jou huis, het jy die geestelike stand om te bid oor jou stad. Dis nie bid oor jou stad, sodat jy 'n oop hemel oor jou huis kan kry nie.
Jy begin nie by die stad nie, maar by jou huis. Binne my eie hart, binne my eie verstand, binne my eie menswees, binne my eie gees. Begin by jou eie huis. Daar's oomblikke in die geskiedenis waar God toelaat dat die wêreldse onrus die kerk wakker maak. En broer, suster, geliefde, ek glo hierdie is so tyd. Ek verklaar dat hierdie gebeure, hierdie oomblik in die gees jou oop hemel is. Hoor, jou oop hemel is om toe te tree tot die geveg in die gees. Jou oop hemel is wat jou dring om te staan en die autoriteit deur God aan jou toevertrou, op te neem en te staan vir die waarheid van die woord. Om te staan in die volkome werk aan die kruis. Jy's uitverkies vir 'n tyd soos hierdie. Die goeie nuus is, indien jy gewag het vir 'n teken, die Here sê hard en duidelik, die tekens om ons is jou teken. Wat beteken dit om die hemel af te roep? Kom ons maak dit prakties. Om die hemel af te roep beteken om die wil van God te verklaar. Matteus 6 en vers 10 skryf dit so: laat u koninkryk kom. Nou weet jy waar lees ek? In die Onse Vader. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons almal ken dit. Maar weet jy, broers, dit is meer as net 'n mooi gebed. Dis 'n opdrag. Wanneer jy dit bid, roep jy hemelse realiteit oor die chaos, die aardse chaos rondom ons. Om die hemel af te roep beteken om te aanbid tot die atmosfeer breek. Nie tot die liedjie klaar is nie. Nie tot die diens verby is nie. Maar totdat, ek het 'n haar hier iewers in my oë. Om die hemel af te roep beteken om te aanbid tot die atmosfeer breek. Nie net 'n paar vinnige liedjies nie, maar teenwoordigheid aanbidding. Wanneer die kerk aanbid, word die atmosfeer oopgeskeur. Ons lees in 2 Kronieke 5 vers 13. En toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente en met die loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. In daardie oomblik is die huis gevul. Is die huis van die Here vervul met 'n wolk, 'n oop hemel. 'n Oop hemel bring die heerlikheid van God in ons midde. Om die hemel af te roep beteken om die woord te spreek oor die donkerte, om die woord die waarheid te bring en in te dra in die nag in die donker in. Jesaja 60 vers 2 en 3. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En hoor, en nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Elke keer as jy die woord van God spreek, breek lig deur. God se lig. In hierdie profetiese oomblik waarin ons lewe, die wat nou. In hierdie profetiese oomblik, wat nou? Geliefdes, ek glo die Here
roep sy kerk om nie te slaap nie. Hy roep ons tot wakker wees, tot vaardig wees oor sy woord. Daar's 'n openbaring en teenwoordigheid oor die aarde, die hemel is oop. Ekskuus. En in tye soos hierdie, sê God, wie sal namens my roep? In tye soos hierdie, sê God, wie sal namens my roep? Wie sal my stem hoor? Wie sal my teenwoordigheid dra? Ons sien oorlog, ons sien chaos, ons sien geweld, maar ons sien ook vrylating. Maar in die gees is dit alles deel van geboorteangs. Die Here is besig om sy bruid, die bruid van Jesus Christus wakker te maak. Die hemel roep ons en ons moet antwoord. Die hemel roep ons en ons moet antwoord. Ons moet die hemel afroep. Roep die hemel af. Ons gaan na hierdie gedeeltetjie nagmaal gebruik. Ek wil afsluit met hierdie 3 stappe van gehoorsaamheid. Roep die hemel af. In jou huis. In jou huis. Roep die hemel af. In jou gemeente. In jou stad. Spreek lewe, spreek vrede, spreek genesing. Deel die evangelie. Om die hemel af te roep in jou huis, jou gemeente, jou stad. Spreek lewe, vrede, genesing. Deur die deel van die evangelie, want dit is opgesluit in die evangelie van Christus. Luister na die Gees. Neem tyd in stilte. Nie net bid nie, maar luister. Wat sê God jou Vader vir jou? Wat sê hy? Wat openbaar hy deur sy Gees? Wat openbaar hy aangaande jou? En jou rol in hierdie tyd? Ontvang uit die oop hemel. Het is nie net 'n tyd van roep nie, maar ook 'n tyd van ontvang. Ontvang die salwing, die vars olie, die openbaring, die geopende oë van die verstand. Gebruik hierdie olie soos ontvang in die uitdra van goddelike genesing. Met hierdie oop hemel in hierdie tyd waarin ons op hierdie oomblik lewe, is daar dunamiskrag in die Gees wat ek en jy kan gebruik om siekes op te wek, gesondheid uit te roep en dooies op te wek. Die vraag in dit alles is, wat is God se wil? En ons vind die antwoord, daai vraag, wat soveel mense vra, maar wat is God se wil? Die antwoord lê opgesluit in Efesiërs 1, vers 9 en 10. Hy het die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het in Christus voorgeneem het. God het sy geheimenis, sy wil, dit wat almal soek, aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tyd te bestuur, en om alle dinge, die dinge in die hemel, en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. Daar's die doel, daar's die plan. Soos wat ons nou onder een hoof saam gebring is. Ek en jy saam in hierdie woord, saam rondom hierdie woord, met 'n geopende hemel. Kom ons neem deel aan die elemente van die nagmaal, aan die sakrament van die nagmaal. Ek gaan vra dat jy jou elemente nader bring. En ek het my elemente hier by my brood en my sap, my wyn. Bietjie vrugte, bietjie druiwesap. Jy sien,
Jesus by die laaste maal saam met sy disippels, terwyl hulle geëet het, neem Jesus van die brood en hy breek het. Hy breek die brood. Hy het nou nie so klein stukkie soos ek gevat nie, want ek het nie tyd om dit nou te kou nie, maar hy het 'n ampel stuk brood geneem. En nadat hy gedank het, Here, ons kom en ons bring hierdie elemente voor U, en ons dank U vir hierdie stukkie brood, hierdie wyn, hierdie sap wat ek het. Here, hierdie elemente wat ons gebruik in deelname aan die fisies aan die liggaam van Jesus Christus, wat gebreek is vir ons en tot die dood toe vir ons gegee is, die bloed van Jesus Christus wat vir ons gevloei is. Sê Jesus, nadat hy dit geseën het, dankie Here dat U hierdie brood en hierdie wyn seën as die elemente van die sakrament van die nagmaal, die deelname aan Jesus Christus. Amen. Die woord sê, toe breek hy dit, en hy gee dit aan sy disippels, en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Ons neem die brood. Toe neem hy die beker, en gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Ons neem die beker. Dankie Here, vir die voorreg, om in die natuurlike deel te kan neem aan die heilige sakrament van die nagmaal. Here, gee dat ons dit in die gees ervaar en deurtrek tot genesing, deurtrek tot vryheid, deurtrek tot oorwinning in die natuurlike, ons liggame en ons lewens, in die kosbare naam van Jesus. Amen. Laaste woorde, gaan ek jou vra om saam met my te bid. Kom ons staan saam in geloof. Kom ons roep die hemel af. Nie met vrees nie. Nie met vrees nie. Maar met geloof. Kom ons bid saam. Here, skeur die hemel oop oor my. Here, maak die hemel oop oor my gesin. Here, open die hemel oor Suid-Afrika. Laat die Gees oor ons land spoel. Here, gee dat die stem van die kerk nie stil word nie. Laat ons hoor wat U sê. Here, gee dat ons sal sien wat U wys. En doen wat U beveel. Ons roep U koninkryk neer op aarde, soos in die hemel. Vader, ons bid vandag die woorde van Efesiërs 1 vers 9 en 10 oor elkeen. Vader, dankie dat U die grootheid van U geheimenis, van U wil aan ons bekend maak. Soos U dit goed gedink het en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur, Here, en om alle dinge, Here, alle dinge, die dinge van die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. Here, kom neem die sluier weg. Laat ons insien in U koninkryk. U oop hemel ervaar, Here, U oop hemel sien en inleef en uitleef in die dae waarin U ons geplaas het. Ons bid dit nou in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Dankie.
dankie dat jy saam met ons kuier. Ons wil jou uitnooi, stuur vir ons 'n WhatsApp of 'n e-pos, indien jy gebedsversoeke het, sodat ons saam met jou kan bid, saam met jou kan indruk. Ek het 'n uitstuur gedagte vir ons in hierdie oggend. Die tyd van passiewe Christendom is verby. Die wêreld bewe, maar die hemel is oop. Laat ons die bruid wees met die olie in haar lamp wakker, aan die brand, en gereed om die roep van die bruidegom te hoor. Ek groet jou met die woorde uit Openbaring 22 en vers 17. En die Gees en die bruid sê, kom. Kom Here. Kom Here. Ons bid 'n oop hemel oor jou in hierdie tyd, sodat jy sal sien, sal vry wees, sal vrygelaat word uit die gevangenis. Jesus naam. Jesus naam. Bid ons dit vir jou in hierdie oggend. Totsiens.